of die manier wat hy dit op kon doen het, kan daar baie gesê word oor. Maar om te dink die verlosser van die wêreld, die seun van God, word vernietig. En as mense sê dink oor, en ek gaan dit nou vir jou lees, Pilatus wat eintlik nie kan glo dat Jesus so vinnig dood is. En die rede hoekom hy vinniger dood is as die ander, is eenvoudig omdat hy so verskriklik gemartel is voor die tyd. Alles wat hy deurgemaak het voor die tyd. Nou weet ek nie of julle al die Passion gesien het. Nou dit wat in die Passion my nogal getref het, ek het op 'n stadium in die fliek gevoel. Ek onthou toe hy uitgekom het, was ons in Groblersdal, daar, ons het as gemeente, het ons met 'n bus gery om te gaan kyk op die big screen daai tyd. En in daai fliek het ek op 'n stadium gevoel, okay, dis nou genoeg. Die van julle het so gevoel deur daai fliek uit. Dis nou so 'n bietjie genoeg nou. Okay, stop nou skos. Dit is so asof die vyand hom eintlik voor die kruis wou doodmaak. Want obvious, as hy dit reg gekry het, en hy het obvious nie geweet wat na die tyd gaan gebeur nie, want hy is nie alwetend nie, dan sou al die profetiese woorde goed oor die kruis en wat verwys daarna nie waar gewees het nie, nee. 300 profetiese woorde kom in vervulling met die kruis en die opstanding, 300 van. Dis ook een van die redes hoekom ons kan weet dis die waarheid, want dit wat daar gebeur het is nie net iets wat in 'n geestelike boek opgeskryf is soos die Bybel nie. Dit is ook 'n historiese feit, dit wat daar gebeur. En dan besef 'n mens net eenvoudig as mens dit so daarna kyk, hoe erg sonde eintlik is. En hoe erg dit is om buite God se wil te leef of te probeer leef. En hoe verskriklik dit is aan die einde van die dag, dat 'n mens op 'n punt kan kom waar jy wil leef soos jy wil, en jy neem nie hierdie goed in ag. Dit baie keer sukkel ons met verslawings, en ons sukkel met goed in die lewe, en ons sukkel met, baie keer as ons net na die kruis kyk, ons sukkel baie keer om te vergewe ook. Ons dra wrokke, maar as jy na die kruis kyk, en jy sien die verskriklike pyn en dit wat daardeur is, dan kan 'n mens iemand in die oë kyk en sê, weet jy wat, nee, hierdie bietjie ongelukkigheid tussen ons is eintlik niks. Ek vergewe. Want dit wat op Golgotha gebeur het, was baie erg. En dit is ook een van die redes, glo ek, hoekom die skrif ook baie duidelik is, as hy sê dat as ons nie vergewe nie, sal God jou nie vergewe. Dit klink so maar Here, U weet, dit wat met my gebeur het, is so skrikkelik, né? So vergifnis word nie meer net dis nie 'n opsie nie, dit word 'n bevel. So as jy kyk na sulke tipe van goed, dan kom jy agter dit is moontlik om te vergewe. Dit is moontlik om vry te kom van enige iets wat jou vashou. Dit is moontlik om 'n oorwinning te leef. Nou ek wil vir jou vanoggend lees wat Markus sê oor die kruisiging. En ek wil spesifiek vir jou lees al die gedeeltes voor dit oor hoe hy gekruisig word, hoe sy disippels hom verlaat, hoe hy gebid het, hoe sy sweet bloed geword het in Getsemane en alles. Dit is gedeeltes wat ek nou gaan skiep hierso. Maar ek wil vir jou spesifiek nou lees hieroor toe hy sterf. En dit is van vers 33. Daar staan: om 12 uur het dit oor die hele land donker geword tot 3 uur daardie middag. Dit was toe dat Jesus baie hard uitgeskree het: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat as 'n mens dit vertaal beteken: my God, hoekom het U my verlaat? Weet jy, daar kan baie gesê word oor wat dit beteken: my God, hoekom het U my verlaat? Daar word gesê dat God het heel waarskynlik kon dit nie verder, sy seun se dood, en hy het sy kop weggedraai. Daar kan baie gesê word, maar die rede hoekom hy daardeur moes gaan, glo ek, en hoekom dit spesifiek in die Bybel staan, is ek en jy voel baie keer verlaat, ons voel alleen, Jesus weet hoe voel dit, want onthou, hoe het hy geleef op aarde? Hy was altyd in koneksie met sy Vader, altyd.
Dit is hoekom dit nie vir 'n krisis was, niks was vir 'n krisis nie. Jy weet, as jy 'n gedeelte byvoorbeeld lees, soos Johannes 13 vers 3, dan word daar gesê, net voordat Jesus sy disippels se voete was, want ek weet, dit is ondenkbaar dat hy dit doen, sê hy het presies geweet wie hy was, en hy het presies geweet waar hy nou pad was. So dit was nie vir 'n issue om 'n diensknegt te wees nie, want die res van die groep ons sê, ja, maar hoe kan Jesus dit doen? Maar hy het geweet wie hy is, hy het geweet waar jy nou op pad is, so dit was nie vir 'n krisis om dit te doen nie. Sy identiteit was vas, en hier op die kruis, is hy nie in hierdie situasie, met al hierdie pyn, hy is besig om dood te bloei, hy is besig om te versnoor op 'n kruis. En hy moet sê, my God, waarom het jy my verlaat? Kan jy ook nou verstaan, hoekom dit ook so is, as jy nie vergewe nie, sal God jou nie vergewe. As gevolg van goed soos hier, dit wat Jesus die is. Party van die omstanders het dit misverstaan en gedink, hy roep die profeet Elia. Toe hardloop iemand, maak 'n spons vol suurwyn, sit dit op 'n riet en gee dit vir hom om te drink. Hy sê toe, wag, kom ons kyk of Elia hom kom afhaal. Maar Jesus het hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. Daarna het die swaar gordyn in die tempel in twee geskeur, van bo tot onder. Toe die Romeinse offisier oor 100, wat reg voor hom gestaan het, Jesus so sien sterf, was sy woorde die volgende, nee, waarlik waar hierdie man was die seun van God. Daar was ook vroue wat alles op die afstand dopgehou het, onder andere Maria Magdalena, Maria die ma van Jakobus, Julian en Joses en Salome. Hulle was volgelinge van Jesus en het vir hom gesorg, toe hy in Galilea was. Baie ander vroue wat saam met Jesus Jerusalem toe gekom het, was ook daar. So daar was 'n hele skare, maar hierdie offisier se woorde, waarlik waar dit is die seun van God. En toe daai voorhangsel skeur. Ek wonder partykeer, want jy sien mense dink ons maar in prentjies. Ek wonder wat sou daai dag gebeur as Elia afgekom het. Dit sou nie 'n grap gewees het vir hulle. Ek wonder wat sou daai dag gebeur het as die Here net een engel gestuur het om hom van die kruis af te kom. Dit sou alles. Wat sou daai dag gebeur het as Jesus self van die kruis afgeklim het? En ook gesê dis volbring. Dit sou ook sekerlik genoeg gewees het, want ek weet dit sou genoeg gewees het. Maar nou moet hy op 'n punt kom waar hy sê, my God, waarom moet jy my vra? Sterf soos 'n kriminele misdadiger op 'n kruis, sodat ek en jy wat kan hê? Sodat ek en jy ten volle toegang kan hê tot die Vader ten alle tye. Nou wil ek vir jou 'n gedeelte lees wat ek in die week op afgekom het, en dit is nou wel in Engels, maar ek het gevoel ek wil vir jou hierdie stukkie lees. Ek het nie idee wie dit geskryf het, maar dit is die volgende. The veil was torn by man. The veil was not torn by man, but by God. What once separated us from His presence was removed through Christ. We are no longer distant. We are invited in. En dan word daar gesê, dit is eintlik 'n hele gedeelte, die gedeelte wat ek nou gelees het, word na verwys in Markus 15. Hy sê, the access restored. With a loud cry, Jesus breathed His last. The curtain of the temple was torn in two from top to bottom. En ons moet weet, dit is baie belangrik om dit te lees van bo na onder, nie van onder na bo nie, alhoewel dit ook onmoontlik was, as mense hom, sê maar aan een kant gevat het en iemand aan die ander kant om daai ding te skeer. As jy gaan kyk, die spesifikasies van daai gordyn, wil ek maar vir jou sê, is onskeerbaar. En hy word van bo af na onder, so dit was God wat hom geskeer het. Through Jesus' death, the barrier between God and humanity was completely removed. The veil represented separation. Jesus' sacrifice removed that separation. We now have direct access to God. What was once restricted is now fully open. Mark 15 verse 37 to 39.
what looked like defeat was actually divine victory. When Jesus died, the temple curtain was torn from top to bottom, a clear sign that this was done by God, not man. The separation between a holy God and sinful humanity was removed. Daar's geen beperkings meer. Jy moet dit onthou. Hou dit in jou agterkop vas. Geen beperkings meer. The veil once allowed only the high priest to enter God's presence once a year. Dink net 'n bietjie daaraan. Sê nou maar, ek en jy kon net een keer 'n jaar iets beleef het van my sondes is vergewe. Dink dan. Sê nou maar, ons kon net een keer 'n jaar regtig God se teenwoordigheid op 'n unieke manier beleef. Sê nou maar dit was so. Maar dit is spesifiek dit wat gemaak het dat daar nou nie meer hierdie beperkings is. The veil once allowed only the high priest to enter God's presence once a year. Access is no longer limited. Access is no longer earned. Access is no longer available. Is now available to all through Christ. Hebreërs 10 vers 9 tot 20 reminds us, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, we can now come boldly into God's presence. Weet julle wat ben mees opgewonde maak oor my verhouding met die God, met die Vader, is dat ek kan baie keer sommer net so sit. Baie keer loop ek sommer net rond en ek sê my Vader, en dit is asof ek eenvoudig net weet, hy is hier, hy is in my. En daar's 'n baie slegte ding wat gebeur in die laaste tyd. Baie mense, julle dalk ook gesien, is besig om die Christendom te verlaat. Oor die feit dat daar nou is, daar's nie genoeg bewys van wat ook al. Ek sê, wat? 'n ander klomp sê die ja, maar wat die Christendom sleg maak, is ons praat altyd van God daar bo ergens. Ons het nog nooit van hom daar bo ergens. Hy is daar ook, hy is transcendent, maar hy is ook immanent. En Johannes kom en hy sê, God is in ons. Lukas sê, die koninkryk van God is in ons. Ek en jy is die draers van God se teenwoordigheid, want hy is in ons. En ons menslike, hierdie 6 tyd tussen die ore, kan nie heeltemal die hele omvang verstaan van jy het God binne in jou. Ek dink die rede hoekom dit vir ons so moet wees, is sodat ons ook absolute respek sal hê vir hom en absoluut net eenvoudig sal besef hoe kragtig hy werk in ons. Dink net as jy die hele dag rondloop en jy besef, maar God is in my. God is in my. En Jesus het dit moontlik gemaak. En ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. Dit beteken sy teenwoordigheid is in my. Ek dink ons sal so 'n bietjie ander keuses maak en op ander maniere leef as wat ons normaalweg leef nie. The powerful moment in that same moment, a Roman centurion and outsider declared, surely this man was the Son of God. This shows access is not only restored, it is extended to everyone, even the broken, the far, the undeserving. There is a danger, dit is eintlik op dit wat ek kwai wil fokus vanoggend. There is a danger. We live as if the veil is still there. Ons leef nog op 'n manier wat ons voel ons moet bietjie meer probeer. Ons leef nog op 'n manier waar ons nie altyd besef God is altyd met my. Ons leef op 'n manier waar ons baie keer so 'n serie is wat nou gesê, maar in elk geval hierdie tipe van 'n jammer bestaan. Ag, sies tog arme ek. Jy weet daar op die paartjie wat ons altyd gooi, nê. Nee. En dit is om te leef asof hierdie veil nog the veil is still there. We feel unworthy and stay distant. We forget that Jesus already finished
But the truth is, the veil is torn, the way is open. God's presence is available right now. Ek weet nie of ons miskien altyd die gevolge van dit wat ons hier vier, as jy by die nagmaaltafel sit, altyd dit besef nie. We are called to, dit is wat Hebreërs 4:16 sê, come boldly to the throne of grace. Jakobus 4:8 sê, draw near to God. Psalm 100 vers 4 sê, enter his presence with thanksgiving. Dis hoekom om dank te dink en te doen en die koneksie te beleef vir ons as Christene so belangrik is. Living with access means walking daily in his presence. Dis nie net 'n kerkstorie nie. Dis nie net 'n stilte tyd storie nie. Dis nie net as jy Bybel lees nie. Dit is altyd moontlik. Removing anything that creates distance. Living in surrender. Okay, miskien net voordat ek daar verder gaan. Ek hoor iemand sê, dit was eintlik so mooi as dit gaan oor versoekings. Hy sê, don't feed the fire that you want God to quench. Don't feed the fire that you want God to quench. Partykeer leef ons in hierdie goed en ons gee oor aan goed en ons is partykeer menslik eenvoudig net nie bewus van die feit dat ons hierdie oop verhouding met God het nie. En dan hou ons aan en jy weet wat die regte ding om te doen, maar jy bly nou daar vas. Ek en jy moet op 'n punt kom waar ons weer eens besef wat hy op die kruis deur is. Te sê, maar weet jy wat, ek weet dit wat ek doen, dit wat in my lewe gebeur is nie reg nie. Weet jy wat, die Here gaan jou nie aan jou nek vat, en jou kraag ruk en sê, kom nou by nie. Hy het gemaak, ons so gemaak dat ons kan sê nie. Jy kan sê nie. Hoekom? There's no limitations meer. Jy kan. Living in surrender and openness, inviting God into every area of your life. This is not about ritual, it's about relationship. The cross removed every barrier between you, me, and God. We now have full and direct access to His presence. God meets us where we are not where we should be. Dis wat ek baie keer sê. Baie keer voel mense, ja maar Here, ek is nou nie, ek moet perfek wees. Ek het al gehoor mense sê, nee maar pastoor, ek moet nou eers my lewe bietjie uitsorteer en regkry voordat ek gedoop word of voordat ek vra dat die Heilige Gees my vul. Dan sê ek, weet jy wat, as jy dit eers moes doen, was dit wat Jesus gedoen het nie veel werk met respek gesê. Ek en jy kan hom toe kom bold enige tyd van die dag of nag en sê, Here, hier is ek jammer, of Here, ek het nodig, of Here, ek vra help die of daai. Bold enige tyd van die dag. This invitation is immediate and open to all. His presence bring life, purpose and transformation. Wat beteken dit prakties? Die personal application. Stop living as if you are separated from God. Stop it! Daar's een manier om dit te doen. Stop it net. Come boldly into His presence daily. As jy nog nie 'n daaglikse afspraak met die Here ergens het nie, wil ek vir jou sê jy mis uit. Surrender every barrier in your life. Spend intentional time and prayer and the word. Intentioneel daai afspraak wat jy met die Here het. Moenie kom met ek het nie tyd nie. Mense wat sê ek het nie tyd nie. Dis nie waar nie, jy weet dis nie waar. As jy mooi gaan kyk, hoeveel tyd spandeer jy aan ander goed, nê? En jy moet daai tyd intentioneel spandeer. Remember that access is already given you don't have to earn it. Walk in the freedom Jesus paid for. Because the veil was torn, you now have full access to God. Come boldly and live in His presence. Boldly beteken, ek kan na hom toe gaan. Boldly beteken, maak nie saak wat gebeur. Maak nie saak hoe moeilik die lewe raak. Luister, ek
wil dit vir jou sê, dat jy moet weet, dit wat ek nou gesê, nou limitations, daar is nie meer beperkings nie, nee. En ons moet dit net vat in geloof en alles. Sê nie, dit gaan maklik wees. Ek dink jy het al agtergekom, dis nie maklik. Jy weet, Jesus het nogal skokkende woorde gesê. Hy sê in Matteus, Johannes 16:33, sê hy die volgende. Hy sê iets hierso, wat sê hy? Hy sê, ek sê hierdie dinge vir julle. Hy het nou gepraat oor sy dood, hy het gepraat van, en sy disippels was bly dat hy openlik met hulle praat, en dat hy hierdie verhouding met sy Vader het, en dat hy nie alleen is nie, hy is nooit alleen nie, tog moes hy op die kruis sê, my God, waarom het U my verlaat? Dan kom hy in vers 33, hy sê, ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan hê. Prys die Here, ek het net bevestig wat ek alles gesê het. Rus en vrede, dankie Here, rus en vrede, vir die res van my lewe, daar is nie meer hierdie limitations nie, ek het 'n oop deur, 'n oop lyn na U. My opvangs is altyd oop. Daar's geen beperkings nie, prys die Here. Jesus kom en sê, man, sê hierdie goed dat julle rus en vrede, prys die Here. Ons baie gesê oor vrede, al en gepreek oor vrede, en hy sê vrede fors, en dis wonderlik en alles. Dan sê Jesus die volgende woord, hy sê, in die wêreld sal julle swaar beleef. Nou wat nou? Vir my en vir jou om swaar te kry, is ook God se wil, in die sin van, hy weet die lewe, hy weet hierdie pad wat ons stap is 'n geestelike stryd. Hy weet om partykeer God se stem te hoor in die woord, is partykeer moet jy so 'n bietjie worstel en woel met die woord, jy moet bid en met die Here praat en sy stem hoor, dit kom nie altyd maklik, jy weet dit. Terwyl hy praat van vrede, sê hy, maar dit kom maar die hele gaan swaar. Julle gaan bietjie suffer. Hy sê, dit is onmoontlik dat julle nie suffer nie. So nou wil ek vir jou sê, jy moet op weg bly van enige evangelie, wat vir jou probeer sê, it's gonna be okay all the time. It is not. Dit gaan nie okay wees altyd nie. Op jou pad van geloof te stap by jou werk, gaan nie altyd werk nie. Mense gaan jou spot. Mense gaan dalk op jou neerkyk. It's not easy. Kind van die Here te wees, is een van die moeilikste goed wat daar is op hierdie aarde. Want jy sit met baie invloede, jy sit met 'n geestesrelm, waar demone jou tuister, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Jy sit met jou vlees wil altyd die teenoorgestelde hê wat die gees wil. So it's not easy, maar Jesus sê dan vrede en rus, but it's not easy. Hy spreek om homself nie. En wat sê hy? Hy sê, maar skep moed. Skep moed. Binne in die onrus sal ek vir jou vrede en rus gee. Binne in die onrus sal ek vir jou nuwe lewe gee. Binne in die onrus, soos wat ons gepraat het van vrede, wat sê dat dit is soos die diepte van die see. Bo kan die golwe wees, daar kan weerlig wees, daar kan wind wees, dit kan verskriklik wees bo. Maar as jy begin afsak, jy maar los hom nie. Ek het gedink dis laas keer die draad, en ek het nou liewer drade steek as maar dalk 'n ander vang. Was hy af? Klap hom so 3 keer. Ons neem dit op. Net nou sê hulle, het hy daar uitgegaan. So daai plaggie daaronder is nie lekker nie. Okay. Binne in dit alles kan jy nog steeds, soos wat jy afsak in die see in, dan kan daar's dit rustig terwyl die wind daar bo is. So te midde van probleme, te midde van die swaar kry wat jy partykeer beleef, kan jy nog steeds vrede en rus beleef. Hoekom? Want daar is nie meer limitations nie. Dis eenvoudig net in daai moeilike omstandighede kan jy, en ek wens net ons kan dit leer. Sê Here, ek weet U is my bron, ek weet U is in beheer, ek vertrou U en ek los dit by U. Man, daai let go and let God. Hey.
Dis nie altyd maklik. Maar jy het vanoggend gehoor, is absoluut moontlik. Hoekom? Die wyl is gestuur. Ons het permanente toegang. Ons hoef nie bekommerd te wees oor dit. Dan sê Jesus daar, hy sê skepmoed, ek het die wêreld reeds oorwin. Hy sê nie ek gaan dit doen op die kruis nie, alhoewel hy praat nie van die kruis. Hy sê ek het dit reeds. Nou moet jy weet hoe powerful Jesus reeds was op aarde. As seun van God het hy reeds die wêreld oorwin. Die kruis sou net en die opstanding sou net die stamp op dit gewees het. Hy was reeds die oorwinnende Messias, wat nog moes gaan sterf. So dan kan jy sien, as jou lewe bou rondom Jesus en sy beginsels, het jy absoluut die wen-kombinasie. Jy kan nie fout maak. En moenie laat enigiemand dit ooit vir jou vertel, dat dit nie so kan wees nie. Hoor wat sê, net 'n paar hoofstukke terug, hoofstuk 12, praat hy weer oor sy kruis. En ek lees vir jou daarso van vers 30 af, toe reageer Jesus. Hy sê, hierdie stem, daar was dit, klink soos donder weer, toe God vir hom gesê het, dat hy hom sal verheerlik, en hy het hom verheerlik, hy sal hom weer verheerlik, dan sê hy, hierdie stem was nie ter wille van my nie, maar ter wille van julle. Hy sê, nou vind die oordeel oor hierdie wêreld plaas. Hy sê, nou sal die leier van hierdie wêreld na buite uitgedryf word. Ander vertalings praat spesifiek van die prins van hierdie wêreld, en 'n ander naam vir die prins van die wêreld, Satan, sal uitgedryf word. En wanneer ek van die aarde af aan die kruis verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Jy sien, die oorwinning wat daar behaal sou word. En ek en jy sal vir partykeer, ja, maar dan kom Romeine 8, ek gaan dit vir jou ook lees. 8 vers 17 praat van ons is hierdie erfgename, en hy praat van hierdie wonderlike beloftes, maar dan sê hy ook beide. Jy sien altyd hierdie twee saam, die oorwinning saam met die lyding. Hy sê, en ons weet, miskien moet ek vers 16 ook lees. Hy sê, of nee, kom ons lees vers 15. Van vers 15, die gees wat julle ontvang het, is nie 'n gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. Julle het die gees van ware kinders ontvang, en deur hierdie gees roep julle uit tot God, Abba, ons Vader. Want die gees self bevestig teenoor ons eie gees dat ons kinders van God is. Prys die Here oorwinning altyd. Lees 'n bietjie verder. Hy sê, en as ons God se kinders is, maak hy ons ook sy erfgename. Prys die Here weer 'n keer. Hy sê, saam met Christus deel ons aan God se rykdom. Yes, gloria, halleluja. En die ouens wat die prosperity preek, ou maat, hulle sal nou te kere gaan, dit sal net amen en alles wees. Maar hier kom dit nou. As ons bereid is om saam met Christus te ly. Sien, dis wat Jesus net nou gesê het. In Johannes bietjie verder sou gesê het. In hierdie wêreld, ek gee julle my vrede en rus, maar in hierdie wêreld sal julle swaar kry. Maar ek het dit reeds so. Dan sê, as ons bereid is om saam met Christus te ly, sal ons ook sekerlik ons ook deel in sy heerlikheid. Jy sien, ek en jy, my liewe broers en susters, en ek sluit af met dit, moet weet. Swaar kry en suffering is nie altyd so werk nie, hoor. Dis partykeer die beste plek waar jy kan wees. Want is op daai plek waar jy op 'n punt kom waar jy besef, Here, ek weet, dit is nie ek nie, maar dis U. Jy weet wat gebeur met mense wat alles het in die lewe en alles kry in die lewe. Dis soos 'n kind wat bederf word. Hy word 'n lelike ding. As niks so slegs as mense wat dink hulle alles het en arrogant begin raak en dit is 'n lelike storie. En is goed daai wat kan maak dat mense verlore gaan, want mense kyk baie keer na mense en dan loop jy met hierdie magtige bravade.
eerder as om nederig voor die Here te leef. Jy sien, daai vrede wat ek en jy nou beleef, is daai absoluut innerlike sekerheid. Dis ook daai veiligheid, maak nie saak wat om my gebeur nie. Ek is veilig. En ek weet eenvoudig, die Here sal voorsien. Hoekom sal hy voorsien? Hy het reeds die wêreld oorwin, nog voor die kruis. Mag dit wat jy vanoggend op hierdie tafel of aan tafel beleef, dalk jou geloof vat en net so bietjie verder as wat dit reeds is, om net nog so bietjie meer vir jouself te sê, ek het genoeg lede vandag, om te sê, maak nie saak wat gebeur, ek vertrou. Maak nie saak wat gebeur nie, hy kom wys sy stel op. Hy kom wys so ernstig is hy. En ek bely vandag, Here, ek is absoluut ernstig oor U en U wil en U goedheid in my lewe. Ek het al baie keer hierdie ding gesê, dat jou lewe is soos 'n legkaart. En as baie wat bou aan hierdie legkaart, daar sekere dele wat ek self bou, want God het my ook 'n wese gemaak wat kan kies. Daar sekere dele wat hy direk bou, want hy weet ek nie kan bou nie. Daar sekere dele wat jy in my lewe inbou en ek in jou lewe inbou. Maar aan die einde van die dag sal daai puzzle as hy aan mekaar is nog steeds sê. Maak nie saak wat gebeur, sal nog steeds sê, God is goed. Kom ons sê vir hom dankie. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê dat ons vanoggend 'n oop kanaal het na U. Ons wil vir U dankie sê, Here, dat ons eenvoudig net as gelowiges kan sê dankie, dankie, dankie Jesus. Ons wil U loof en prys omdat ons net eenvoudig weet U seën ons altyd. Maak nie saak wat met ons gebeur. Maak nie saak hoe dit gebeur. U bly ons bron. En ons kan enige tyd van die dag of nag tot U nader. Dankie vir U liefde, Here. Dankie vir U guns. Ons gee alles oor vir U. Alles is in U hand vol. Wil jy nie vanoggend net 'n paar oomblikke nog met die Here praat, net daar waar jy sit? Miskien dalk vir hom 'n paar goed sê wat jy waardeer van hom. Miskien is dit dalk nodig om vanoggend opnuut 'n liefdesverklaring te doen. En vir hom regtig te vertel dat jy hom liefhet, dat jy hom waardeer. En 'n dankbaarheid oor sy grootheid in jou hart. Kom ons doen dit vir 'n paar minute.